Nou ja, dit was nuwe musiek van Dirk van der Westhuizen wat vanoggend hier by ons in die ateljee kuier. 'n Splinternuwe ballade amper. Dirk, dit is so lekker om jou uiteindelik hier op ons bank te hê. Dit is baie lekker om hier te wees. Dankie. Ek het al oral saam met jou gewerk, my eerste keer hierso. Presies, en dit is nou vir my werklike hoogtepunt. Ek meen, ek moet sê hierdie is nou 'n bietjie meer van 'n rustige liedjie. Maar 'n mens kan tog so 'n bietjie op hom sokkie, so dalk sal ek dit weer doen in die toekoms by die fees. Ek was nogal bekommerd geweest of mense kan sokkie op hom te sien dat die mense doen, dat kom nou by die shows sing. So ja, die volgende fees kan jy definitief weer daai moves wat jy laas uitgehaal het vir my kom wys. Dit gaan 'n bietjie meer van 'n ballet wees hierdie keer, né? Nee, definitief nie. Ek gaan daar trek ek nou die streep, maar dit is opwindend nietemin, ons sal 'n plan maak. Maar ja, kom ons gesels 'n bietjie daaroor, want ek meen is so 'n bietjie meer van 'n ernstige liedjie. Ek dink daar is baie mense wat weet dat jy 'n diep kant ook het en dat dit nie net altyd sokkie treffers en so is nie, maar dit is tog 'n bietjie anders. Ja. So wat het tot hierdie liedjie gelei? Eerlik, ek kan soveel antwoorde vir jou gee, maar ek voel net dis God. Die Here se tyd en die way wat die Here werk. Toe ek weer sien skryf ek hierdie songs, verstaan? So dit was nie beplan nie. My passie is nog altyd ballades en ek is 'n baie diep mens. Ek's makliker vir my om iets diep te skryf as iets oppervlakkig soos goeie suiker op my, verstaan? Nie dat ek teen dit, ek love my loopbaan, ek love my musiek, maar dis moeiliker vir my om daar te gaan. Diep goed is easy, want ek is konstant besig om gedigte en diep briefies vir my vriende en my ma en almal te skryf, so daar het ek kind of in wie ek eintlik is ingegaan. So, hierdie het maar net so van self na jou toe gekom, dit was nie noodwendig gebaseer op 'n ware verhaal waar jy geskryf het. Ja, kyk, ons almal weet hoe dit voel om deur 'n break-up te gaan, ons almal weet hoe dit voel om agtergelos te word, as jy nie wou nie, jy weet, ons almal ken daai. So ek dink het op 'n punt gekom waar ek daai gechannel het in musiek in. Daar was onlangs 'n baie hartseer ding wat gebeur het. Jou pa is oorlede. Ja. En ek weet jy het al 'n paar dinge daaroor ook gesê op sosiale media. En weer eens jammer daaroor, maar ek dink wat vir my so mooi is van jou siel weer eens is dat jy vashou aan daai herinnering en dit ook so half kan 'n mens die woord, dit voel so formeel om te sê inkorporeer, jy weet, in dit wat jy doen. Veral wanneer 'n mens kyk na die musiekvideo ook. Vertel ons so 'n bietjie. Eerstens, my pa het altyd my gesê ek moet 'n snor groei. Ja. Dan sê ek vir hom, pappa, ek gaan nie 'n snor groei nie. Ek gaan stupid lyk. So toe hy begin siek word, toe hy het Alzheimer's gehad, het ek die snor gegroei, maar hy het nie regtig agtergekom nie. So ek hou dit vir hom, ek gaan dit vir ewig dra, so die mense wat sê ek moet dit afskeer, ek gaan nie. Dis vir my pa. En dan het ek 'n heavy déjà vu moment. So as jy déjà vu het, dan is jy op die regte plek in jou lewe. Anyway, so, en dan die kar in die video ook, soos my pa, my ouderdom het hy 2 sulke Porsches gehad, 'n swart een en 'n silwer een, dis hoekom my ma verlief geraak het op hom. En en dit ek gedink om ek kry die kar in die video, soos kind of 'n hulde blyk aan my pa. En dit is so mooi. Ek dink dit is presies hoe 'n mens daai mense waarvoor 'n mens dan so lief is ook laat voortleef. En hoe wonderlik om dit te kan doen met jou talent en jou musiek ook. Mens dink jy is reg vir so iets. My pa was lank siek. Jy dink jy is reg tot dit jou tref. En besef jy, o, jy is siek. Hierdie is erger as wat jy gedink dit gaan wees. En terselfdertyd wanneer 'n mens na die liedjie luister, presies soos wat jy sê, ek dink die meeste van ons kan vereenselwig wanneer 'n mens daarna luister, maar wat sou jy nou wil hê moet jou aanhangers uit hierdie liedjie saam met hulle neem wanneer hulle daarna luister? Ek dink soveel mense is in verhoudings net om in iets te wees en baie mense besef nie hoe toksiek dit kan wees nie. Die sang gaan oor iemand wat jou gesond lief hê. Jy moet iemand hê wat stil kan sit langs jou en jou heel maak binne. En as jy nie daai het nie, is jy nie in die regte plek nie. So my wens vir almal is om daai persoon te kry wat jou waarlik vol maak in die binnekant. En ja, dis maar die overall boodskap. Sien, ek het gesê, dis 'n baie diep mens, ons weet dit nou al altyd. En ek wou nou nog dieper gaan, as ek kom liewer teruggebring het. Ek's bang ek kom in die moeilikheid want dit lyk my elke keer wanneer ek met jou gesels, dan ontaard dit in een of ander diep gesprek. Ons moet dat definitief nog saam Ons altyd eintlik heeltemal te diep. Ja. Maar goed, dit is beskikbaar op alle online platforms. Mense kan gaan stroom daarna luister. Ja, dis oral, al die digitals, musiekvideo's daar. Asseblief share met al julle maatjies. En net ter afsluiting, enige toekomsplanne, iets in die pipeline waarvan jy ons in hierdie stadium al kan vertel? Klomp sulke songs, ek het baie dieper songs geskryf, party van hulle is bietjie meer in 'n sokkie vibe, party is baie dieper. So ek hoop eerlik dat hierdie
'n draaipunt kan wees. Nie dat ek ooit my dansmusiek agterlos nie, maar dat 'n draaipunt kan wees wat ek die voorreg kan hê om my dieper kant te wys. Dirk, 3 dinge, belangrike dinge. Moet asseblief nooit ophou skryf nie en hou aan om daai diep liedjies te skryf, maar laat ons ook toe om altyd te kan sokkie op jou musiek en moenie van die snor ontslaa raak nie. Yes. Ek dink dit Dankie. lyk perfek. Dankie. Baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het. Dankie vir die voorreg. En sterkte ook met die sukses van hierdie nuwe liedjie. Ons sien uit na die res van die ballades wat ook gaan volg. Goed, daarmee dan vanoggend se goeiemôre, good morning, maar ons is môreoggend weer terug. Dis dan al van ons kant af vir nou en onthou om gerus 'n draai op ons YouTube kanaal te gaan maak en sosiale media platforms om na ons in diepte gesprekke te gaan kyk en te luister. Maak seker so terloops dat jy ons oral op sosiale media ook volg. Tot môre.